Soos daar berge is rondom Jerusalem, so is die Here God rondom elkeen van ons, sy kinders, vandag, môre en tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, ons Here Jesus Christus, baie welkom aan elkeen van julle wat ook op hierdie Sondag ingeskakel is na hierdie diens, waar ons weer eens bevoorreg is om God se hart vir ons, sy kinders, te kan hoor. Die waarheid van God se woord. En vanoggend wil God met jou en my gesels rondom net hierdie twee woorde. God sê, wys my. Wys my. En my oprigte gebed is dat elkeen van julle ook tydens die aanhoor van hierdie woord werklik sal ervaar hoe jy in God se teenwoordigheid is en dat jy ook 'n aanraking van God drie enig sal beleef. Nou kom ons begin vanoggend deur die woord van God oop te maak, daar by Johannes 11. Johannes 11, en dan begin ons lees daar vanaf vers 33. Johannes 11 vers 33. Toe Jesus sien dat Maria huil, en die Jode wat saam met haar gekom het ook huil, het sy gemoed vol geskiet en hy was aangedaan. Hy vra toe, waar het julle hom begrawe? Hulle het vir hom gesê, Here, kom kyk. Vers 35 staan, Jesus het gehuil. Vers 36, die Jode sê toe, kyk hoe lief het hy hom gehad. Party van hulle het ook gesê, kon hy wat die oë van die blinde man genees het, nie ook gemaak het dat hierdie man nie sterwe nie? Jesus se gemoed het weer volgeskiet toe hy by die graf kom. Dit was 'n rotsgraf en daar was 'n klip voor die ingang gerol. Jesus sê toe, rol die klip weg. Maar Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom, Here, hy ruik al, want dit is al die 4de dag. Jesus sê toe vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die openbaring van die mag van God sien nie. Nou geliefdes, ek hoor duidelik op hierdie punt hoe die Heilige Gees met my praat rondom dit wat met Lazarus gebeur het. En God sê, Jesus moes eers gaan om die weg vir Lazarus oop te maak. En ek sê, regtig, Here? Hoe is dit moontlik? Hoekom het dit so gebeur? En nou weet ons ook dat Jesus baie lief was vir Lazarus. En dan sien ons nogtans, nadat Jesus die boodskap gekry het dat Lazarus gesterf het, het hy nog 4 dae gewag voordat hy na Lazarus toe gegaan het. Wel, ons ken daar die pragtige liedjie van Jonita Du Plessis wat sy sing, 4 days late. En as jy hom nie het nie, wil ek jou regtig aanmoedig, gaan download hom gerus en luister daarna. 4 days late en nog steeds was hy Jesus betyds. Dis 'n awesome liedjie. En die Heilige Gees sê vir my dat wanneer ons dink aan dit wat met Lazarus gebeur het, dan het Lazarus eintlik al sleg geruik. En nou wonder ons, hoekom? Jesus was so lief vir Lazarus, hoekom het Jesus 4 dae gewag voordat hy na Lazarus toe gegaan het? Want luister geliefdes, Jesus het geweet. En wanneer ek en jy nou hierdie lees en daaroor wonder, wat met Lazarus gebeur het, hoekom Jesus 4 dae gewag het, en ons wonder daaroor, is asof Jesus sê, nou kan ek dit doen. Maar Lazarus het eers gegaan. En daar in Johannes 11:35 lees ons, Jesus het gehuil. Jesus het gehuil. En almal daar wat dit gesien het en wat dit beleef het, en ek is eerlik, ook ek het altyd gedink, dit is hoekom Jesus gehuil het. Omdat hy so lief was vir Lazarus. Maar luister 'n bietjie mooi. Jesus het toe al reeds geweet dat hy vir Lazarus sou opwek uit die dood uit.
Nou as jy weet dat jy iemand gaan opwek, dan gaan jy mos nie huil nie. En dan lees ons later weer, waar daar staan, en Jesus se gemoed het vol geskiet. En toe het hy gevra, wys my waar het julle hom neergelê. Nou geliefdes, en nou kom sê God vanoggend, vir jou en vir my, wys my waar my seun is, want ek gaan hom opwek. En met hierdie woorde, luister mooi, vertel God vir jou en my wat luister. Net soos wat Jesus vir Lazarus se mense gevra het, wys my waar julle hom neergelê het, en ons sou dink maar Jesus moes geweet het, want hy weet alles. Nogtans het hy gevra, wys my. En God sê, hy weet. Hy weet vanoggend, waar jy wat luister, waar jy gevou het. God sê, hy weet waar jy misluk het. Hy weet waar jy opgegee het. Maar nogtans kom sê God vanoggend vir jou en vir my, wys my. God sê, wys hom die plek waar jy opgegee het, sodat hy jou plek kan word. Mag jy vra, wat is dalk die betekenis hiervan? Wel geliefdes, as jy so gaan kyk na iemand wat in 'n gimnasium met gewigte oefen, dan sal jy altyd sien dat, wanneer hulle hierdie swaar gewigte optel, is daar altyd iemand wat by hulle staan, wat hulle dan nou help, wanneer hulle hom wil neersit om die gewig saam met hulle te vat, en om dan nou op sy plek neer te sit. En dan as hulle wil optel, om help hom weer op te tel. So daardie persoon word eintlik jou spot, jou plek genoem. Want hy leen jou sy hand om dit op te tel en weer neer te sit. En Jesus sê vir Martha en die Jode wat by haar was, wys my daardie plek. En dit geliefdes is wat God vanoggend, hierdie Sondag, vir jou en my kom sê. Wys my daardie plek, want ek, sê God, wil jou plek wees. En dan sien ons uit ons geleesde gedeelte vers 39, het Jesus vir hulle gesê, rol weg die klip. Nou luister geliefdes, Jesus is ook God die Seun. En daarom kon hy maklik sê, rol die klip weg. Hy kon eintlik vir die klip gesê, klip rol net weg. Hy kon dit doen. Maar hy doen dit juist op hierdie manier. Hy sê vir Martha en vir die Jode, rol julle die klip weg. Om vir ons as mense te wys, dat indien ons as mense vir God sou wag om die klip in ons lewe weg te rol, sal dit nie gebeur nie. Want God sê vanmôre, hy is jou plek. Maar jy moet self die klip wegrol. Daardie ding wat in die pad staan, daardie ding wat verhoed, dat jy hom kan sien. Wat is daardie ding? Dis jou gedagtes, die dinge wat jy doen, die manier hoe jy optree. Waar bevind jy jouself? Dalk is jy vanoggend te veel in die wêreld. Wat is die klip? Wat is dit wat 'n klip tussen jou en God as ware kom inrol het? En wat jou dan op 'n plek plaas waar jy God nie kan sien nie. Waar 'n klip is, wat dit verberg. En God sê jy moet dit wegrol. Jy mag dalk vra, Here, hoe doen ek dit? En God antwoord, deur geloof. Kom ons bly na Hebreërs 10 vers 35. Daar staan, julle geloofsvertroue moet julle dus nie prys gee nie, dit hou groot beloning in. Geloof. Geliefdes, ons sal mekaar seker nooit genoeg kan aanmoedig om meer geloof te hê nie. En elke dag verstaan ek soveel beter wat God in sy woord daar in Lukas 18 vers 8 bedoel het, toe hy gesê het, waar hy eintlik gevra het, maar sal die Seun van die mens nog geloof by sy koms op aarde vind? Sal die Seun van die mens nog by sy koms geloof op aarde vind?
En 'n aanduiding van Hebreërs 10:35 beteken dit, ek en jy geliefdes, moet vertroue neem om te weet, dat God is jou spot, God is jou plek, maar om ook te weet dat net soos in Lazarus se geval, wat 'n reuk daar ook al is, hy is jou en my plek, en daarom sal hy dit kom regmaak. Al wat ek en jy moet doen, is om die klip weg te rol. Want so dikwels geliefdes maak ons as mense foute. Ons doen dit op 'n daaglikse basis. En dan wil ons die foute agter die klip wegsteek. Maar luister mooi. Lazarus was dood en daar was 'n klip tussen hom en sy opstanding. En Jesus het gesê, rol weg die klip. En soos wat hulle die klip weggerol het, het Jesus met 'n harde stem uitgeroep, Lazarus, Lazarus, kom uit. En luister geliefdes, die oomblik toe hulle die klip weggerol het, het daar die slegte reuk uitgekom. Maar Jesus het nie eers daaraan aandag gegee nie. Al wat hy gedoen het was om te sê, Lazarus, kom uit. En geliefdes, vanoggend kom praat God met die Lazarus in jou en my lewe. Daardie plek in jou lewe waaroor jy nie wil praat nie. Daardie plek waarvan niemand enigiets weet nie. Daardie plek waar jy dalk wel droog gemaak het. Daardie plek waar jy 'n fout gemaak het, waar jy misluk het. En daardie plek waar jy verseker geweet het, jy het vir God gemis. God sê vir jou, vir die Lazarus in jou vanoggend, Lazarus, kom uit. Want hoor my hart geliefdes, daar mag niks of niemand op hierdie aarde wees wat God se plek in jou lewe inneem nie. Wat in die plek staan van God nie, want daardie plek behoort aan God alleen. Nie eers 'n stinkende situasie kan in God se plek staan nie, want God sê, hy leen jou sy hand, terwyl hy jou hande gebruik, terwyl hy jou stem gebruik, terwyl hy jou ore gebruik, terwyl hy jou geloof gebruik. Het gaan nie oor die bestemming nie, dit gaan daaroor om vordering elke dag na jou bestemming te maak. En dit geliefdes is waarom dit so belangrik is, dat ek en jy sal voortdurend sal beweeg. Wat gebeur met 'n stroompie water? As dit sou opdam, as dit stil staan, daar's geen vloei nie, dan begin dit sleg ruik. Dan word daardie water as ware totaal en al verrot. En dit ruik sleg. En dis is hoekom dit so belangrik is dat ek en jy ook nie sal stagneer nie. Ons moet vorentoe beweeg. Maar dis ook wat geloof doen. Geloof, geliefdes, is nie net 'n woord nie. Geloof is wiele wat jou na jou bestemming toe neem. Daarom sê God, gebruik jou geloof, maar ook weet waarin jou geloof is. Luister geliefdes, sien dit so, as jou lewe 'n motor was, waarin sal jy jou geloof plaas? In die agterste sitplek? Dalk in die kattebak? Dalk in die passasierssitplek? Of sal jy toelaat dat jou geloof jou motor bestuur? God wil nie alleenlik net jou plek wees nie, hy wil ook jou lewensmotor bestuur. Sodat jy rustig as ware op die agterste sitplek kan gaan sit. Maar jy kan dit slegs doen wanneer jou klip weggerol is en jou Lazarus uitgekom het. Kom ons gaan so 'n bietjie ver terug en dan dink ons aan Rut. Almal praat oor Lazarus, maar kom ons praat so 'n bietjie oor Naomi, oor Rut. Eintlik was Naomi ook 'n Lazarus. As jy sou gaan lees daar in Rut 1, dan sien ons hoe Naomi ook opgegee het. Want sy het gesê, moenie my langer Naomi noem nie, maar noem my Mara, want my lewe is nou bitter. Want sy het opgegee. En as ons nou so teruggaan na ons skrif in Hebreërs 10 vers 35, dan staan daar, julle geloofsvertroue moet julle dus nie prys gee nie, dit hou groot beloning in. As ons verder in Rut sou gaan lees, dan sien ons dat Naomi het nog steeds vertroue gehad om te leef.
Kom ons blaai na rit 4, dan lees ons daar vers 15 tot 17. Dan kyk ons wat daar gebeur het. Daar staan, en mag hy vir jou vreugde bring, en jou op jou ou dag versorg. Jou skoondogter wat jou lief het en wat vir jou meer werd is, as 7 seuns het hom in die wêreld gebring. Vers 16, Naomi het die seentjie op haar skoot gevat, en as haar eie aangeneem. Dan vers 17, haar buurvrou het die seentjie toe 'n naam gegee. Hulle het hom Obed genoem en gesê, 'n seun is vir Naomi gebore. En ons sien dat Obed was die voorvader van Dawid. Het staan in die woord. En dit geliefdes is waarom God sê, dat wanneer hy jou Lazarus noem, dan moet jy opstaan en uitkom. Moet jy die oomblik toe Naomi opgestaan en uitgekom het sy die seentjie van Rut as haar eie groot gemaak. En ons het gelees dat daardie kind die vader van Jesse wat weer die voorvader van Dawid was. En ons weet dat Jesus uit daardie generasie gebore is. Nie waar nie, is dit nie absoluut awesome nie? Want as Naomi nie opgestaan en uitgekom het, en die klip in haar lewe weggerol het nie, dan kon Dawid nie gebore word nie, en ook nie Jesus nie. Kan jy sien, geliefdes, God het altyd 'n plan, en ook, God is 20 miles ahead. God is 20 miles ahead. Gaan toets dit in jou lewe, dis waar. Ek sluit af. Daarom, geliefdes, God kom sê vandag op hierdie Sondag vir jou en my, jou enigste plan in hierdie lewe, ons kan baie planne hê, maar God sê jou enigste plan is om seker te maak dat jy oomblik vir oomblik in God se teenwoordigheid is. Want wanneer jy geloofsvertroue in God se plan het, God sê dan sal hy jou beloon. En daarom sê God, jy moet vandag nog kies om die klip wat tussen jou en God staan, weg te rol en op te staan. Amen. Dit is ontvang nou die seën van die Here, ook op hierdie Sondagoggend, nie uit my mond nie, uit God se troonkamer vir jou wat luister. Die Here wil jou seën en jou beskerm. Die Here wil jou genadig wees, hy wil jou gebede verhoor. Hy wil aan jou sy vrede, sy goedheid, sy guns skenk. God wil vir jou die abundant lewe gee, waarvoor Jesus gesterf het. Die Here seën jou. Amen.